Goeiemôre en op daai noot, welkom in 2026. Nou die van julle wat dalk die laaste paar dae of week of twee nog so 'n bietjie uitgestel het, jammer, die jaar het begin in volle swang. Die skole is weer aan die gang, meeste van ons is terug by die werk. So die jaar is hier en die jaar gaan vir ons baie gee. Maar ek dink die jaar gaan ook dalk vir ons baie vra. So ons gesels gewoonlik op hierdie Sondag, Visie Sondag, so 'n bietjie oor wat is ons eie as gemeente se visie en doelwitte vir die jaar. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor ons tema van die jaar, maar ek wil net so 'n paar goed vir julle net uitlig wat deel van ons gemeente se ritmes is, sodat jy net weet. Die van julle wat al lankal hier is, sal dadelik weet, ja, dis elke jaar so, maar die van julle wat dalk net is, daar's 'n paar dinge wat ons elke jaar doen, wat ons help in ons gemeente se ritmes en se geestelike groei. Deel daarvan is dat ons hier in September maand, van wat ons noem as Woensdag af, dat ons 'n leidingstydreeks altyd doen vir 6 weke lank. Ons gaan dit weer doen hierdie jaar, vir 6 weke lank, gaan ons van middel Februarie tot en met Paas, gaan ons leidingstyd saam vier. In ons derde kwartaal het ons altyd 'n 40 dae, wat ons noem 'n 40 dae, maar dit is 'n geestelike groei veldtog, waar die hele gemeente op elke moontlike vlak, wat ons saam reis in 'n baie spesifieke tema, wat ons aanpak dan. So ons het weer dit hierdie jaar. Ons het hierdie jaar ook 'n hele paar fondsinsamelingsgeleenthede, een daarvan het julle nou net gesien, Elvis Blue kom hiernatoe. Dis gemeenteprojekte wat ons aanbied vir die gemeente en vir die gemeenskap, maar die doel daarvan is om fondse vir die gemeente in te samel. Ons het ook eksterne geleenthede, dan kom mense van buite af en hulle huur ons teater by ons, so daar's ook van hulle vir die jaar. Ons as 'n gemeente het verlede jaar 4 doelwitte gekenmerk of geoormerk vir ons bouprojek. En ons het daarin vordering gemaak wat dit aanbetref. Ons het gesê ons wil baie graag ligversorging insit. Nou, slegte nuus is ons kon nog nie. Dis eerstens baie duur en ons fondse was nog nie daar om dit te kan doen nie, maar ons het ook 'n kragkabel wat opgegradeer moet word om dit moontlik te maak. So julle gaan moet vasbyt hierdie einde Januarie, Februarie tyd waar dit so warm is. Ons het ventilasie wat net lug van buite af binne toe bring, maar ons kon nooit daarby uitkom nie. Ons het ook gesê dat ons wil graag 'n groter skerm kry en ons wil ons klank opgradeer. Nou die goeie nuus is ons kon die klank opgradeer het, maar die skerm is nog bietjie klein. So die van julle wat daar agter sit en verkykers gebruik, julle moet vasbyt en saam met ons bid vir hierdie jaar. Ons het gesê ons wil graag die parkering hier langs aan gebruik, want op groot Sondae en op groot geleenthede het ons ekstra parkering nodig. Daar's nog gesprekke daar aan die gang, dit het goed gevorder, maar daar's allerlei dingetjies altyd as 'n mens in besigheid betrokke raak. So ons kon nog nie die knoop heeltemal deurhak nie, maar ons is baie verder as wat ons verlede jaar was. En dan het ons ook gesê, ons wil graag daai agterste vertrek en aan daai kant, ons praat van die glasvertrek wat jy daarbo sien. Ons wil dit klaarmaak, dit is ook klaargemaak. So ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Ons het verlede jaar die meeste besoekers en die meeste nuwe lidmate nog ooit in Impetus se geskiedenis gehad. En ons is so dankbaar daarvoor. Die meeste mense is gedoop en het betrokke geraak in groepe. Ons het verlede jaar 'n jaar van koneksie gehad en op soveel verskillende maniere is daar koneksies gevorm, daar's kampe gehou, daar's parkrans gehou, mense het saam geoefen en dinge gedoen en dit was die doel daarvoor en ons gaan daarmee aan hierdie jaar en is alles plekke waar ons as 'n gemeente meer en meer in verhouding met mekaar kan leef. So ons het 'n hele paar sulke ritmes in ons gemeente en deel daarvan is dat jy iewerste in dit sal betrokke wees. En ek wil jou uitnooi hierdie jaar, baie keer sê mense as hulle nuut is by ons, gee my net 'n kans dat ek net my voete vind. Hier's jou kans. Ons staan in die begin van 'n nuwe jaar. En as jy nog nie besluit het om iewerste betrokke te raak nie, wil ons jou uitnooi, kom die 28ste Januarie, of jy in 'n bediening is of graag wil raak, wees deel van daai aand en sê vir ons waar jy graag betrokke wil wees in hierdie jaar. So voor ons vanoggend wegspring, wil ek net weer bid en ek wil net weer saam met jou hierdie jaar aan die Here toewy. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat elkeen van ons wat hier is, het in ons harte gevoel dat hier is die plek waar ons wil wees op hierdie stadium. Here, ons as 'n gemeente is diep afhanklik van U. Here, ons weet
ons word nie gelei deur 'n persoon of deur 'n groep nie. Ons word gelei deur U en deur die Heilige Gees wat vir ons die rigting wys waarheen ons moet gaan. En so kan ons baie planne en baie idees hê vir hierdie jaar, maar Here, as U nie deel daarvan is nie, sal nie een daarvan 'n sukses wees nie. En daarom kom ons as 'n gemeente en ons wil ons totale gemeente, elke liewe lidmaat, elke besoeker wat gereeld by ons is, elkeen wat in kontak met ons is, deur ons stream, deur ons verskillende bedieninge, Here, wil ons eerstens voor U voete neerlê hierdie jaar, sê Here, hier is ons. Maak met ons soos wat U wil. En Here, mag ons dan luister en hoor wanneer U met ons praat oor waar wil U hierdie jaar met elkeen van ons in ons lewens heen gaan. In ons geestelike lewens, in ons lewenspad en in ons keuses wat ons hierdie jaar gaan maak. Help ons daardeur. Ons bid vir wysheid, want U sê tog, as ons wysheid kort kom, moet ons dit van U af vra. En ons bid dit vir hierdie jaar. En ek bid dit vir elkeen wat vanoggend hier is en hierna luister. Here, dat ons wysheid sal hê in die besluite en die keuses wat ons vir 2026 moet maak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, ek wonder die laaste tyd, wat is die gesprekke wat in die Springbokke se kleedkamer aan die gang is? Ek meen, hulle het nou al 3 wêreldbekers gewen. Hulle het back-to-back wêreldbekers gewen. Hulle het elke moontlike trofee of toernooi wat jy kan wen in rugby, het hulle gewen of behou. En waaraan moet hulle dan nou nog werk? Ek meen, as jy nou absoluut bewys het, jy is die beste in die wêreld, waaraan moet jy dan nou werk? En ek 'n bietjie gedink en gewonder daaroor. En toe kry ek dit. Toe weet ek presies wat hulle moet doen. Ek het vir Rassie laat weet, en ek het nou nie sy nommer nie, maar ek het baie die grapevine vir hom laat weet, ek wag vir sy oproep, ek weet hy sal binnekort my 'n lei gee, dat ek vir hom kan sê, wat is die volgende ding om te doen. Hier's dit. Stick to the basics. Bly by die basiese dinge. So baie, ek meen die ander spanne kan sê, okay, ons moet 'n bietjie hieraan werk, En 'n mens kan so baie keer deur 'n jaar gaan of deur goed gaan en net meer en meer bysit in jou lewe. Meer en meer toevoeg, meer prioriteite, meer aktiwiteite, meer dinge om te doen. En voor jouself kry is jy oorweldig deur alles wat in jou lewe gebeur. Ek wil dit met 'n ander voorbeeld verduidelik vir jou, is dat jy het 'n selfoon. Elke liewe een van ons wat hier sit, glo ek, het 'n selfoon. Wat was die nommer 1 primêre rede hoekom jy daai ding gekry het? Ek glo dit was om te kommunikeer en te bel. Sou jy saamstem? So jy sou of gebel het of gekommunikeer het deur WhatsApp of wat ook al. Goed. Nou weet ons almal wat gebeur. Hierna so rukkie begin jy al hoe meer apps aflaai. Toeps, en jy begin die goed gebruik, en dit is hierdie nice ding wat hy kan doen, en is daai goeie ding wat hy kan doen, en is hierdie ding wat jou meer effektief kan maak, en jy begin al hoe meer en meer aflaai, en soos wat tyd aangaan, kom jy agter dat hierdie foon is nie meer so vinnig soos wat hy was nie. Sy battery word baie vinniger pap. En voor jy jouself kan kry, sê jy, maar hierdie ding werk nie meer vir my nie. Is die probleem die foon? Nee, daar's te veel goed wat op hom is en in die agtergrond aan die gang is. En dan het jy nodig om weer terug te gaan en sê, kom ek maak hom skoon, ek haal al die foto's en video's en al die spasie wat hy opgebruik en al die apps wat ek nooit gebruik nie, haal ek af en ek amper factory reset hom en ek begin weer van voor af en dan is hy skielik weer beter. En ek dink baie keer in ons lewens is dit wat gebeur. Jaar na jaar kom jy en jy dink, "Jesus, hierdie jaar wil ek graag dit doen. Hierdie jaar wil ek graag, ek het nog nooit vioollesse gehad nie, maar hierdie jaar wil ek begin viool speel. Hierdie jaar wil ek begin scuba duik." En ons begin meer en meer goed bysit in ons lewens, maar ons hou nie op met ander goed wat moet afval nie, wat ons nie
eintlik meer voor tyd het nie. So vir elke jaar moet daar eintlik in ons lewe 'n nee wees, om seker te maak dat ons bly by dit wat regtig vir ons belangrik is in ons lewens. En vir ons by Impetus gemeente het ons gebid oor hierdie jaar en ons het gesê, Here, wat wil U deur ons en deur ons as 'n gemeente doen hierdie jaar? En soms het die Here vir ons gesê, is vorentoe nie meer nie, maar is dit eerder terug na die basiese toe. Terug na wat het jou gebring tot waar jy nou is. Net soos wat die springbokke moet stick met die basics, seker maak hulle kry die basiese goed reg in hulle lewe, dink ek baie keer moet ek en jy ons lewe so bietjie herkalibreer, so 'n bietjie herevalueer, soos wat ons vanoggend hier sit en in die begin van 'n nuwe jaar is en sê, wat is die belangrike goed? Ek wil graag dit doen en ek wil graag daar wees en daar betrokke raak of meer van dit hê of in meer bevordering hê of meer werksgeleenthede soek. Al daai goeds wonderlik en fantasties. Maar is meer altyd beter? En ek dink baie keer is dit nie. Is om by die basiese te bly. So ons tema vir hierdie jaar is back to basics. Terug na die basiese toe, terug na die essensiële toe. En ek weet ons gebruik nou 'n Engelse woord hierso, maar ek dink dit is so amper van 'n slagspreuk of 'n slogan as ons sê back to basics. Om te sê terug na die essensiële toe, gaan dit nou nie vir my doen nie. So dis maklik om te sê, kom maklik van die gedagtes en van die tong af, back to basics. En in elke moontlike aspek wil ons regtig gaan kyk dat ons in ons lewens en in die gemeente back to basics doen, dat ons verstaan wat is die basiese en die basiese doen in ons lewens. So hoe lyk 'n back to basics jaar vir ons en vir jou in hierdie jaar? Die tema vers wat in ons gedagtes is 3 Johannes 1 vers 2, wat die volgende sê, ek sê hou aan bid, dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan, en dat jy net so gesond sal wees, soos dit geestelik goed met jou gaan. En dis my gebed, dis ons gebed vir jou hierdie jaar, ons bid dat dit in elke opsig met jou sal goed gaan. In elke opsig met jou sal goed gaan. Dat dit back to basics is, dat jy seker maak, alles is in plek, dat jy gesond kan wees, en dat jy in die wil en in die plan van die Here vir jou lewe kan wees. So wat beteken dit vir ons om gesond te wees in elke liewe opsig in ons lewens? Om gesond te wees in elke liewe opsig, sê ons by Impetus, is daar vir ons 5 verhoudings wat baie belangrik is in ons lewens. Daar's eerstens 'n ek-u verhouding, dis my verhouding met God, wat baie belangrik is. Ek sal nou verder daaroor praat. Dan is daar 'n ek verhouding, wat is, jy het 'n verhouding met jouself. Daar's 'n manier hoe jy oor jouself voel en dink en alles wat daarmee saamgaan, dat jy funksioneer na buite toe van uit jouself uit. Die Here gebruik jou soos wat jy is na buite toe. Dan het jy 'n ek-ons verhouding, wat mense wat om jou is, wat ook gelowiges is. Jou verhouding met mede-gelowiges. En dan het jy 'n ek-jy verhouding wat met ander mense wat in jou wêreld is waar jy kom elke liewe dag, daar waar jy werk, daar waar jy is, jou vriende, jou kennisse, jou kontakte, jy het so 'n verhouding met mense. En dan het ons 'n ek-dit verhouding en dit is ons wêreld waar ons is, die omgewing waar ons is, die natuur waar ons is, oralste waar ons beweeg op hierdie aarde. Ons het ook 'n verantwoordelikheid daaroor, want die Here stel ons aan om goeie rentmeesters te wees oor hierdie aarde. So ons het hierdie verhoudings, en as ons sê by Impetus, dat ons wil graag hê, jy moet gesond wees in elke opsig, dan wil ons vir jou aanmoedig om te groei in al 5 hierdie verhoudings van jou lewe, dat jy verder in elke een van hulle sal wees in hierdie jaar wat kom. So die vraag is nie noodwendig, weet ek wat is 'n verhouding in hierdie 5 areas en 5 verhoudings van my lewe nie. Die vraag is, doen ek dit? Doen ek dit in my lewe? Want so baie keer weet jy iets, jy het baie daaroor gehoor, jy weet wat die regte ding is om te doen, maar jy doen dit nie. So vanoggend wil ek stil staan by 5 vrae.
wat ek jou wil vra. En sien hierdie 5 vrae as amper soos 'n spiritual check-up wat jy nou vanoggend het. So as jy nou 'n jaarlikse check-up by die dokter gaan doen, dan gaan hy vir jou vra, okay, wat gebeur? Het jy enige probleme? Wat voel jy in jou liggaam? En hy vra vir jou 'n klomp vrae om te evalueer, okay, waarvoor moet ons verder toets? Vir jou bloedtoetse stuur of ander toetse doen. Nou sien hierdie 5 vrae vir jou vanoggend soos 'n geestelike check-up. So die vraag is nie, okay, weet ek dat cholesterol sleg vir my is nie. Die vraag is, het ek cholesterol en doen ek iets daaraan as ek cholesterol het? So die vraag met elkeen van hulle is, nie weet ek waaroor dit gaan nie, is dit in plek in my lewe en doen ek dit, wat in elkeen van hierdie vrae is. So die eerste vraag is, het jy 'n lewende, dinamiese verhouding met God? Toe jy tot bekering gekom het, of toe jou geestelike lewe op 'n hoogtepunt in jou lewe was of is, wat was deel van elke dag in jou lewe gewees? Wat was deel van daai tydperk of deel van jou dag? Toe dit vir jou werklik gevoel het, nou leef ek en is ek baie naby aan die Here en ek groei in my verhouding met die Here elke liewe dag. Toe hy jou eerste liefde was, toe jou vlam van liefde vir God self so hoog gebrand het dat dit amper elke gedagte is van jou dag, of elke tweede gedagte van jou dag is, voortdurend in jou gedagtes is. Wat het in jou lewe afgespeel? Wat was daar gewees? Wat het jy gedoen? Ons lees in Matteus 22 waar hulle vir Jesus op 'n stadium gevra het, wat is die belangrikste van alles? En dan sê Jesus, hulle sê, leermeester vra hy, wat is die belangrikste opdrag? So ek vra jou vandag, wat is die belangrikste ding vir 2026? As ek jou moet vra, wat is jou antwoord? Hulle het vir Jesus gevra. Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Wat sê Jesus eintlik hierdeur? Hy sê, God moet jou eerste liefde wees. Hy moet jou eerste liefde wees. En ongelukkig kan jy dit sê, maar jou lewe wys iets anders. Jou lewe wys dat daar's ander prioriteite. Jy dink eerder aan iets anders as aan God in elke besluit wat jy maak. So jou lewe kan baie keer verraai wat jy glo in jou lewe. Hoe dink jy oor God in jou elke dag? Back to basics vir ons beteken dat ons regtig gaan terug na die basiese in ons geloofsverhouding toe, want ons kom agter dat mense word soms selfs groot in die kerk, maar partykeer is hierdie gapings daar, dat hulle nie weet, hoe werk dit nie? Wie is Jesus? Hoekom het hy vir ons kom sterf? Wie is die Heilige Gees? Wat is die Heilige Gees se rol in ons lewens? Wat wil hy doen deur my lewe? Hoekom is hy daar? Hoe lees 'n mens Bybel? En hoe kan ek dit doen elke dag? Of het ek maar my eie manier wat ek net probeer? Hoe bid 'n mens dat jy voel, okay, ek weet hoe om te bid en ek voel dat die Here met my praat in my gebedstyd. Dis van die basiese goed wat in ons lewens is, maar baie keer skuif ons na die plusse toe, die ander goed toe in ons lewens. So wat is hierdie geloofsfondasies in jou lewe as 'n volger van Jesus? Die tweede verhouding wat ek vanoggend met jou wil praat is daai verhouding van ek. En die spiritual check-up wat ek vir jou hier wil vra is het ek 'n gesonde verhouding met myself? Met myself. Wie is die persoon met wie jy elke dag 24 uur spandeer? Jouself. 24 uur van die dag, of jy nou wakker is of slaap, is jy met jouself. Wat is alles deel daarvan? Alles wat jy in jou liggaam en in jou emosionele wese aan die gang is, hoe jy dink, hoe jy reageer, wat jy doen, besluite wat jy maak, daar's 'n klomp goed wat in jou lewe afspeel in jou verhouding met jouself. Hoe gesond is daai verhouding? Slaan die golwe
jou pad langs kom, jou of is daar in jou hierdie Engelse woord resilience? Is daar hierdie vermoë om die golwe en die moeilike tye in jou lewe te kan weerstaan? Hoe goed is jou selfinsig? Dat jy besef, daar's in jou lewe triggers, daar's in jou lewe goed wat jy sien en ervaar wat iets in jou verlede trigger. As jy bewus daarvan, werk jy daarmee. So is 'n klomp goed wat in hierdie area van ons lewens gebeur, en die tweede ding wat Jesus gesê daar in Matteus 20, hy sê, die tweede, ewe belangrike opdrag, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, kom ek vra jou net 'n vraagie, is dat, as jy jouself haat, of as jy worstel met iets in jou emosionele wese in jou lewe, kan jy ander mense liewer hê as wat jy jouself het? Nee, jy kan nie. Want jy funksioneer vanuit hierdie liggaam en hierdie emosionele wese na buite toe. So as my verhouding met God nie regtig in plek is en op 'n goeie verhouding staan nie, en my verhouding met myself nie op 'n goeie plek is en ek worstel emosioneel met 'n paar dinge in my lewe, gaan dit vir my verskriklik moeilik wees om in die ander verhoudings van my lewe gesond te funksioneer. In 'n sekere manier is alles interconnected. Dis amper om te sê, jy kan nie die een van die ander een skei nie, maar die begin is baie belangrik, dat ek sal begin by die eerste twee in my lewe. Daarom is hierdie verhouding so belangrik in ons lewens, en is daar soveel ondersteuning wat ons ook as 'n gemeente het. Ons het ondersteuningsgroepe, ons het berading, ons het disippelskapgroepe. Dis alles maniere wat jou kan help om in hierdie verhouding te groei. So as ek groei in my verhouding met God en ek groei in my verhouding met myself, sal die outomatiese effek wees dat dit gaan na my ander verhoudings toe in my lewe. Dit is nie andersom nie. As ek liefde en aanvaarding soek by ander mense, gaan ek nie noodwendig goed voel in myself nie, want mense sal my later teleurstel. Begin by die eerste twee. En kyk wat op die skerm staan rondom hierdie verhouding. God gee vir ons die bril om na ander te kyk soos hulle werklik is, en soos wat hy hulle sien. En my verhouding met myself is die houer of die container waar ek die liefde wat in my lewe is aan ander mense oordra en in hulle lewe uitgiet. So God gee vir my die bril en my lewe is die houer, my verhouding met myself is die houer waarin ek na ander mense toe gaan. Dis wat ek vir hulle kan gee in my lewe. So daai verhouding is baie belangrik. Dan die derde een vir oggend, die derde verhouding is, 'n vraag is ek omring deur mense wat my geestelike lewe in my lewe aanhelp? Die geestelike vuur in my lewe aan die gang hou in my lewe. So min soos wat jy, as jy wil braai, een stompie kan aansteek en dink met een stomp hout is daar genoeg vuur om braaivleis te hou. So dom is dit om te dink dat ek kan net op my eie geestelik my potensiaal bereik. Is wanneer jy 'n paar stompe langs mekaar pak en daar's 'n spasie tussen en dat daar suurstof kan inkom. En jy pak nog 'n laagie hout en nog 'n laagie hout en dan steek jy die vuur aan en dan kom jy agter 'n mooi vuur kan groei. Selfs in ons geestelike lewe, as jy dink dat jy kan dit net self doen, gaan jy dit mis, want jy kan dit nie net self doen nie. Jy kan tot 'n mate groei, daai vlam gaan brand tot 'n sekere mate, maar hy sal nooit sy volle potensiaal bereik nie. Jy het ander geestelike mense in jou lewe nodig, wat saam met jou op hierdie reis is in die lewe. En jy kan groei in jou eerste twee verhoudings, maar dit sal nooit sy potensiaal bereik nie. Jesus is vir ons die voorbeeld, Jesus het vir ons kom wys. Hy wat seun van God is, wat was sy gewoontes gewees? Hy het hom omring deur 12 mense, wat met tye baie dom dinge gesê en gedoen het. Hy het hulle, in 'n sekere sin as jy nou daaroor dink, nie nodig gehad nie. Maar hy besluit om hom te omring, hoekom? Want hy wil vir ons 'n voorbeeld los van hoe leef ons in God se wêreld. Hoe leef ons in die wêreld
wat God vir ons na toe uitnooi. En dis om ander mense nodig te hê. Waarin sal ons gekenmerk word? As mense sê, ons ken julle, julle is volgers, julle is disippels van Jesus. Johannes 13 vers 34 en 35 sê, ek gee aan julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. So hoe lyk hierdie verhouding in jou lewe met ander geestelike gelowige mense? Wat beteken dit vir jou om te sê ek gaan back to basics wat dit aanbetref? Ek dink vir elkeen van ons wat hier sit kan dit dalk iets anders te beteken. Vir party van ons wat hier sit is dit omdat ons aanlyn is en ons volg Impetus elke Sondag aanlyn. Dalk is dit om die volgende stap te maak om te sê ek gaan hier fisies as ek in hierdie omgewing is hiernatoe kom en ek gaan saam met ander gelowiges hier saam aanbid. Dalk is jy deel van die gehoor vir die laaste paar weke of maande dalk. Soms is dit jare wat mense net deel van die gehoor is, net besoekers is. Dalk is daar jou volgende stap om te sê ek gaan die Impetus Info bywoon hierdie jaar en ek gaan deel van hierdie geestelike familie raak. Dalk is jy al 'n ruk lank hier, maar jy's nie ingeskakel in 'n kleiner groep dat jy saam met mense hierdie vuur aan die brand kan hou in jou lewe nie. En jy het nodig om deel van 'n groep te raak ieweste. Sê daar's ander mense wat weet waardeur ek gaan. Daar's ander mense wat weet wat in my lewe gebeur en hulle reis saam met my en hulle bid saam met my vir uitdagings. Dalk is dit daar. Dalk is jy nêrens betrokke nie. Jy het nog nooit jouself diensbaar iewers gemaak nie. En is dit jou volgende tree om te sê, maar ek wil graag op plekke waar dit baie nodig is, wil ek myself beskikbaar stel. Dit gaan my so 'n bietjie uit my comfort zone uitvat, dit gaan so 'n bietjie van my vra, maar ek is bereid om dit te doen, want ek wil groei in hierdie verhouding in my lewe. Ons het by ons kinderkerk, dis seker een van die belangrikste areas van ons gemeente, het ons regtig mense nodig. En dalk is dit so lekker om Sondag hier te sit en deel te wees van alles wat hier binne gebeur, maar daai kinders se lewens word so gevorm deur dit wat daar gebeur, en hulle is soveel uitdagings, dat dit dalk nog belangriker is om daar te wees. En dit sal nie elke Sondag wees nie, dit gaan op 'n rooster wees, so dalk wil jy daar betrokke raak. Dalk is 2026 jou jaar om dieper geestelik te groei. En moet jy deel raak van 'n disippelskapgroep wat na ons lent of lydingstyd altyd begin. Of jy moet deel word van die vroue Bybelstudiegroep, of jy moet iewerste in 'n groep inskakel waar jy saam baie dieper kan groei in jou lewe. Wat ook al jou volgende stap is vir jou geestelike lewe om deel van die geestelike familie te wees en daai vlam in die gang te hou in jou lewe, ek wil jou vra, en jammer as ek so reguit is, waarvoor wag jy? Waarvoor wag jy? Want as jy jou oë uitvee, is 2026 ook weer verby. Ons almal sê aan die einde van die jaar, ek kan nie glo dis alweer November en Desember nie. Hulle het alweer met Kersfees goed begin in Oktober. Julle, dis al die tweede week, amper die derde week in Januarie. So waarvoor wag jy? Die vierde verhouding in jou lewe is jy 'n verteenwoordiger van God in jou leefwêreld waar jy is? Daar waar jy die ander 5-6 dae van die week is. Jou skool, jou werk, jou vriendegroepe waar jy is, jou sport, die winkels waarin jy rond beweeg, waar jy ook al kom in jou week. Is jy in daai leefwêreld met die besef dat ek is vandag hier, nie om myself te verteenwoordig nie, maar om God se verteenwoordiger te wees? Wat is vir hom belangrik as ek môre by die skool of by die werk of by my groep waar ek is opdaag? Wat wil hy vir my hê? Leef jy met daai bewustheid? Die navorsing is eintlik skokkend. In die Bana organisasie doen jaarliks navorsing in Amerika en wat hulle bevind het is dat 20% mense wat hulle self beskryf as wedergebore gelowiges het 'n wêreldbeskouing wat nie strook 100% met die Bybel nie. Met ander woorde,
80% mense wat gelowiges is, se manier hoe hulle kyk na die wêreld waarin hulle leef, strook nie met die beginsels en waardes van die woord 100% nie. Om dit baie eenvoudig te stel, daar's niks anders aan hulle as die volgende persoon nie. 4 uit 5 mense lyk presies dieselfde as die volgende persoon wat nie 'n gelowige is nie. So dis 'n moeilike vraag om te vra vanoggend vir jou, maar hoe lyk jou lewe en jou woorde daar waar jy is, die ander 5-6 dae van die week? Is dit 'n bewustheid dat ek is hier vir God? Ek is iemand hier om iemand anders se lewe positief te beïnvloed, om lig te wees, om sout te wees? Is dit met 'n bewustheid waarmee jy leef elke liewe dag? Van Jesus se laaste woorde voordat hy opgevaar het hemel toe, ken ons so goed. Meeste van ons het daarmee groot geword, Matteus 28 vers 19. Maar die boodskap sê hier, hy sê die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op die gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Ek wil jou vra, is hierdie groot opdrag enigsins iets wat op jou radar is in jou lewe? En ons wil teruggaan na die basiese toe in dit toe, want ek dink daar's dalk so 'n bietjie bagasie in ons lewens, want ons dink ek moet 'n evangelis word, ek moet op die straathoeke gaan staan en vir mense preek. En by Impetus sê ons glad nie, dit is wat nodig is nie. By Impetus sê ons weer eens, dit gaan oor verhoudings, dat jy is in elke liewe dag in verhoudings met mense betrokke, is dat as jy Jesus se lewe leef, en so nou en dan woorde gebruik, gaan jy mense na hom toe aantrek. Die liefde in jou lewe gaan mense na hom toe aantrek. En hoe lyk dit? Hoe kan ek dit doen om mense positief te beïnvloed? Maar is dit vir jou belangrik dat jou lewe iewers daar buite verskil maak? Die laaste verhouding wat ons eintlik eers onlangs by Impetus bygevoeg het, maar ek dink dis 'n belangrike verhouding in hierdie wêreld waarin ons leef elke dag, en dit is, hoe lyk my verhouding met my omgewing waarin ek is? Ek dink ons hoef nie baie te sê om te weet dat hierdie aarde is besig om baie swaar gebuk te gaan rondom wat die mens aan hom doen nie. As mense wat in God se beeld geskape is, as verteenwoordigers van God op hierdie aarde, het ons 'n verantwoordelikheid om eerstens God se skepping te eer, alles wat daar is, om dit te herstel as dit gebreek word, en om dit beter te maak en te versorg in hierdie wêreld. En dis deel van wat die Here aan elkeen van ons toevertrou het as God se verteenwoordigers in ons omgewing waar ons is, om bewaarders te wees van dit wat die Here vir ons gee. Daar in Genesis 1, toe die Here alles geskaap het, sê hy hierdie, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere, oor alles wat op die aarde kruip. So, ons het 'n verantwoordelikheid, ons verteenwoordig hom hier op aarde. God gaan nie 'n engel stuur om hierdie aarde reg te maak en te herstel nie, en as daar dinge fout gaan te herstel nie, ons is sy verteenwoordigers. En dan sê Psalms, die aarde is die Here se en alles daarin, die wêreld en al wat daarop woon, is die Here se. So net soos wat ek en jy besittings het in ons lewens, en ons het 'n liggaam wat die Here vir ons gegee het hy vir jou ook 'n omgewing gegee waarin jy leef. En hoe getrou is jy daaraan om hom te eer, te herstel wat fout gaan, en seker te maak dit word beskerm in jou lewe. So omgewingsgeregtigheid is dat ons 'n roeping het in hierdie wêreld waarin ons leef, om dit op te pas en te bewaar. So nou het ek baie dinge gesê, en ek hoop nie ek het jou baie deur mekaar gepraat nie, maar ek wil hê dat jy moet dalk in jou eie gedagtes, moet jy begin by die eerste een,
En jy moet dalk vir jouself besluit, watter ander verhouding in my lewe is nou belangrik? Watter ander verhouding in my lewe is nou belangrik? Ek moet groei in daardie verhouding. En ek wil die volgende vir jou sê, Charles Duhigg het 'n boek geskryf wat hy noem The Power of Habit. En hy het gesê dat ons in ons lewens sekere gewoontes het wat hy beskryf as keystone habits. Met ander woorde, dis amper soos 'n domino effek in ons lewens. Is dat as jy weet wat die eerste domino is, dan volg die ander baie vinnig daarna. Maar as jy in die middel begin, dan verloor jy die eerste paar. En dis wat hy gesê het rondom hierdie keystone habits in ons lewens. Hy sê certain keystone habits have the power to start a chain reaction, reshaping other habits and transforming your life, organizations and communities. Keystone habits are the first dominoes that when changed, naturally push other habits and routines into a positive transformation. So keystone habits is dat as jy daai gewoonte in jou lewe begin vestig en vorm, dan is daar amper 'n ripple effek in jou lewe. Nou een so voorbeeld wat hy noem is byvoorbeeld oefening. Dat hy sê as jy oefen, is dit amper 'n domino effek dat jy ook begin dink aan wat jy eet, dat jy ook begin dink aan hoe goed jy slaap en dat jy hoër energievlakke in jou lewe het as jy oefen. So daar's 'n domino effek. Nou hier's wat ek wil hê jy moet vanoggend begryp. As daar een keystone habit is in jou lewe wat die grootste domino effek in jou lewe sal hê, is dit jou persoonlike stilte tyd en tyd saam met die Here. Niks anders het 'n groter effek nie. Want as jy daar begin, by die begin, sal elkeen van die ander verhoudings in jou lewe baie makliker volg. Jy gaan die krag hê om daaraan te werk. Jy gaan die Heilige Gees betrokke hê in jou lewe wat vir jou kan help met keuses en besluite in moeilike tye wanneer jy van gewoontes wil afklim om vol te hou met dit waarmee jy besig is. Dis die begin van dit alles. En daar in Openbaring 2, en ek lees uit die Engels uit vanoggend, praat die Here met 'n gemeente met die naam van Efese. And I say, but I have this against you, that you have abandoned the passionate love you had for me at the beginning. Think about how far you have fallen. Repent and do the works of love that you did at first. Ons het gesê in die begin is dat hierdie is 'n back to basics jaar vir ons. En dalk is dit back to basics dat jy by die heel begin wat hierdie verhouding is. Is jou geestelike fondamente nog sterk? Of het jy ander goed begin byvoeg, maar jy het lui geraak in die primêre verhouding in jou lewe? So jy doen al die ander goed, jy gaan na 'n groep toe, jy kom kerk toe, jy's betrokke iewerste, maar die primêre verhouding in jou lewe, wat jou verhouding met God en tyd saam met hom is, waar alles eintlik begin, het jy afgeskeep. Want dit sal elke area van jou lewe op die ou end raak. Hoe lyk daai vlam, daai eerste liefde? Daar het ek in die begin gesê het, dat toe jy werklik gevoel het, my geestelike lewe is nou op 'n hoogtepunt. Wat het jy gedoen op daai stadium van jou lewe? Dis die begin. En sit eerste dinge eerste in jou lewe. En wat sê hierdie vers eintlik? Wat moet jy doen as jy agterkom dat jy het op 'n manier allerlei ekstra goed bygesit, maar jy tyd verloor wat jy saam met die Here spandeer het? Wat sê hierdie vers eintlik? Hy sê repent, bekeer. Wat beteken dit? Beteken draai om. Dit beteken letterlik in die Grieks draai 180 grade om. Dat dit weer jou prioriteit raak. Dat dit weer die belangrikste in jou lewe raak. En dan sê hy volgende ding. Hy sê as jy besluit het, as jy jou gedagtes verander het, wat moet jy volgende doen? Hy vers sê so, hy sê do the works of love that you did first.
Die Afrikaans sê daar, doen die eerste werke. Dis eintlik 'n beginsel in gewone verhoudings ook. Doen wat jy in die begin gedoen het. So wat het jy in die begin gedoen? Wat is daai goed wat die vlam in jou binneste aan die gang gehou het? En kom weer terug na dit toe. Kom back to basics wat dit aanbetref. Toe jy die liefde in jou lewe ervaar het, toe jy die stem van die Here gehoor het, maybe it's time to get back to basics in hierdie verhouding in jou lewe. Die orkes gaan ons lei in 'n lied en dan gaan ons saam bid. Learn the words, we've sung the songs, know the rhythm, know the forms, build our houses strong and tall, while you remained our ground below. We've run so fast, we've reached so far, counted moments, measured scars, in the noise we lost the sound of your whisper, pulling us back down. So slow us down, remind our hearts where this love really starts. So take us back to the simple truth, where faith is found in loving you, not in what we do, but who you are. Unchanging love is our solid ground. Come as we are, just as we're called. No more perfect, welcome all. You're at the start, where hope begins. We're going back to basics again. Teach us how to be with you, quiet faith and honest truth. Face ourselves with open eyes, trust your grace and know you find. Teach us how to love like this, With open hands, no questions, to see your image, flesh and bone, in every life, not just our own. to slow us down, remind our hearts where this love really starts. Take us back to the simple truth, where faith is found in loving you, not in what we do, but who you are. Unchanging love is our solid ground. Come as we are, just as we're called. No one perfect, welcome all. You're at the start, where hope begins. We're going back to basics again. Love you with our heart and soul. Love ourselves the way you told. Love our neighbor near and far. If all this world is yours, we are. Love you with our heart and soul. Love ourselves the way you told. Love our neighbor near and far. If all this world is yours, we are. So take us back to the simple truth, where grace is real and mercy moves, where broken hearts can still believe that anything is possible in you. Take us back to the simple truth, where faith is found in loving you, not in what we do, but who you are. Unchanging love is our solid ground. Come as we are, just as we're called. No one perfect, welcome all. You're at the start, where hope begins. We're going back to basics.